Matteus 18 vers 3 en 4. Amen, ek sê vir julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Wie homself dus gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemele. In Matteus 18 lees ons dat Jesus se disippels na hom toe gekom het en vir hom kom vra het, wie van ons is nou eintlik die belangrikste in die koninkryk van die hemele? Ons wil weet, wat is die pecking order? Wie is die belangrikste? Wie is nommer 1, wie is nommer 2 en so voorts? En dan roep Jesus 'n kindjie nader. En ek dink in sy hart was hy teleurgesteld oor die vraag wat hulle vir hom gevra het, want hulle wou so graag belangrik wees. En hy sê vir sy disippels wat graag belangrik wil wees, kyk na hierdie kind. As julle nie verander en soos 'n kindjie word nie, dan sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Wat tog te sê, belangrik wees in die koninkryk, julle gaan nie eens daar ingaan as julle nie soos 'n kind word nie. Hoekom sê Jesus ons moet soos kindertjies word? Want een van die wonderlike eienskappe van 'n kind is, 'n kind het geloof, 'n kind glo. As 'n mens vir 'n kind iets vertel en sê, dan glo 'n kind. Jy praat die waarheid, dit is soos wat jy sê. Ek onthou so goed, 'n klompie jare gelede het iemand in ons selgroep, sy het by die hospitaal gekom en sy moes goeders kry en sy was bekommerd dat hulle nie die regte goed gaan hê nie. En toe vra haar seentjie wat 5 jaar oud was vir haar, "Mamma, wat bekommer mamma so?" En sy sê, "My kind, ons moet bid en vir Jesus vra dat hy alles sal in plek laat val dat ons hierdie ding kan kry." En haar seun het vir so 'n oomblik stil geraak en toe sê hy vir haar, "Mamma, moenie bekommerd wees nie, Jesus sê dis reg." Want so glo 'n kind. Ek het vir Jesus gevra, Jesus sê dis reg, moenie verder worry nie. 'n Kind vertrou, 'n kind bekommer hom nie. 'n Kind lewe sorgvry en dit is hoe God wil hê ons moet wees. Ons moet sorgvry deur die lewe gaan. Nou weet ek dit is so moeilik want daar's soveel dinge, soveel balle wat ons in die lug moet probeer hou. Maar die Here sê, nee, wees soos 'n kindjie. Weet dat jy 'n hemelse Vader het wat vir julle sorg. Vertrou hom. En dan nog 'n baie belangrike eienskap van 'n kind, en dit is die eienskap waarby Jesus hier so spesifiek stil staan is, 'n kind is nederig. 'n Kind het geen status nie, hy is gering, en hy ag homself nie belangrik nie. En die samelewing van destyds veral, het kinders glad nie as belangrik beskou nie. En daarom sê Jesus, ons moet soos hulle word. Nie sê, wie is die belangrikste nie, maar eerder sê, waar kan ek help? Wie kan ek dien? Want in Lukas 14 vers 11 sê Jesus, elkeen wat homself verhoog sal verneder word, en wie homself verneder sal verhoog word. En Jesus het vir ons die perfekte voorbeeld gestel, né? Hy wat God in die hemel was, het homself nie beskou as so belangrik dat hy sy posisie in die hemel wou behou nie. Nee, hy het sy posisie in die hemel op die troon van God prysgegee om as 'n mens, 'n eenvoudige baba in 'n stal gebore te word, die eenvoudigste geboorteplek. En hy, terwyl hy as mens hier op aarde geleef het, homself verder verneder, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan die kruis te sterf vir ons sonde. Toe Jesus aan die kruis gehang het, het hy nie vir 'n oomblik gedink, ek is belangrik nie, nee. Hy het gesê, my kinders, die wat in my glo, die mense wat God geskaap het, hulle is vir my belangrik. Hulle is die belangrikste. Kom ons hou op daarmee om onsself op 'n verhoogie te wil plaas. En kom ons verheerlik die God wat ons kom red het deur sy seun te stuur om vir ons sondes aan die kruis te sterf. Kom ons loof die Here. Here, baie dankie dat U die perfekte voorbeeld van nederigheid vir ons kom stel het. Here, en partykeer wil ek so graag belangrik wees. Ek wil ook so graag belangrik voel, maar vergewe my dit. Help vir my om U gesindheid te hê, 'n gesindheid van nederigheid, 'n gesindheid van diens. Soos wat U gesê het, U het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. So wil ek U dien, so wil ek my naaste dien. Help my daarmee vandag. Amen.